Vroeger het ons gekyk na mense se redes of dalk verskonings waarom hulle sê hulle nie geloofsekerheid het nie of dit nie kan hê nie. En genadiglik het die woord van die Here antwoorde vir al hierdie vrae. Mense kan nie meer sê ek kan nie seker wees nie, want die apostel Johannes skryf vir ons onder andere, ons kan seker wees en ons moet seker wees. Niemand kan sê ek is te groot van 'n sondaar nie, want die prys wat Jesus Christus op Golgotha betaal het was voldoende. Maar dan is daar nog 'n rede waarna ons vandag moet kyk. En dit is wanneer mense wel geloofsekerheid het en baie lief is vir die Here, maar hulle gly 'n bietjie terug. Nou dalk wonder jy hoekom ek hieroor praat, maar dit is net my ondervinding dat in die eerste plek is daar altyd mense wat hulle self gelowiges noem en ek glo hulle is, maar hulle worstel nog met geloofsekerheid. En tweedens hoor ek ook soms van mense wat in 'n verhouding met die Here leef en dan 'n bietjie teruggly, of hulle sê vir my hulle geloof het 'n bietjie, soos die kinders dit stel, 'n dip gevat, of hulle het effens afgedwaal of die pad 'n bietjie byster geraak, en dan tree die twyfel weer in. En nou dat ek dit gesê het, moet jy ook mooi hoor, dit is geensins my doel om hierdie week enige iemand te laat voel, hulle is nie 'n goeie kind van die Here nie, omdat hulle dalk ook al soms gesukkel het hiermee, of dalk nou op hierdie oomblik nie 100% seker is nie. Ons bly almal nog steeds mense. Die doel van hierdie tema is juis om ons te help, om ons geloof te versterk, om gemoedsrus te kry en om opnuut van God se ewige en onvoorwaardelike liefde verseker te word. Nou, ek wil nou nie soos ou dominee klink nie en daarom gebruik ek hierdie uitdrukking maar spaarsamig, maar hoor vir my mooi, dit is van kardinale belang dat ons seker moet wees van ons plek in die hemel. Daardie sekerheid is nie geleë in my sogenaamde groot geloof in aanhalingstekens nie, en ook nie in alles wat ek reg gedoen het op aarde of hoe min ek dalk verkeerd gedoen het nie. Die sekerheid is enkel en alleen gesetel in die genade van God. En sy genade en liefde het hy uit die goedheid van sy hart aan elkeen van ons geskenk, ten spyte van wie ons is of wat ons gedoen het, of wat ons besig is om te doen, of wat ons dalk nog in die toekoms gaan doen. Vandag wil ek net saam met jou hierdie een teksvers lees waarin Jesus 3 keer bevestig dat alles waaroor ek nou gepraat het waar is en dat ek en jy daaraan moet vashou. In Johannes se evangelie daar in hoofstuk 10 vergelyk Jesus gelowiges met die skape in 'n kraal en dan sê hy ook dat hy die goeie herder is. Van vers 22 af praat hy oor die Jode wat hom verwerp het. En dan begin hy praat oor ander mense wat in hom sal glo wat nie Jode is nie. En dit sluit nou ons in. Jesus praat oor ons so, dan sê hy, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Dit is vers 27. En nou luister mooi na vers 28. Jesus sê daar, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Daardie 3 beloftes of geloofswaarhede is ons anker en ons sekerheid. En daarom mag ons nie toelaat dat twyfel ons weerhou daarvan om geestelik te groei en om altyd naby aan die Here te wees nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons die ewige lewe gegee het, omdat U uit die goedheid van U hart en uit U genade ons U kinders gemaak het. Dankie Here Jesus dat U beloof het, elkeen wat aan U behoort sal in ewigheid nooit verlore gaan nie, en dat niemand ons uit U hand sal kan ruk nie. O Heilige Gees, herinner my gereeld aan hierdie liefde en hierdie waarheid en hou my naby aan U. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.